ek het vanaand die eer om met julle te gesels, maar ek wil iets vir julle sê. En op die kamp, die retreat, het ons hierdie song gedoen, The Joy of the Lord is my strength. En ek wil iets met jou deel, want dit is verskriklik belangrik, want ek dink baie keer, Jolanda het op die retreat so mooi verduidelik. Daar's 'n verskil tussen happiness en joy. Okay? We always chase happiness, want ek wil lekker voel. Ek hardloop agter iets aan, want dan sit lekker. Geld, of 'n nuwe kar, of my man, ons hardloop agter goed aan, en dan dink ons, dit gaan ons happy maak. Want ek moet lekker voel. Want as ek lekker voel, dan is die Here daar. Joy. It's a knowing that no matter what I feel, He's good. No matter what I see, He's faithful. Joy is 'n diep gewortelde openbaring van die karakter van God. Dat maak nie saak wat nie, He is unchanging. En daarom kan ons te midde van ongemak, te midde van nie lekker voel nie, kan ek sê, the joy of the Lord is my strength. Dis amper of jy iets roep into existence, Here. I know, weet jy hoeveel keer het Dawid met sy siel gepraat? Why so downcast, O my soul? Put your trust in God. Ons is te maklik. Ek voel nou nie lekker nie, so ek weet nou nie, waar is die Here nou? Nee, ek weet nie of jy weet nie, hy weet waar hy is. Maak jy seker jy leer hom ken, hy's in jou. He will never leave you, He will never forsake you. He is God with us, Emmanuel, God with us. Jesus voorop. En hy sê, ek stuur vir julle een, wat net soos ek is. Net soos wat Jesus. Nee, ek weet nie, kom jy hier, Zoe? Jesus, nee, stap saam met sy disippeltjies. Hy leer vir hulle, hier so my skat, nou stap hier. Hy stap saam met hulle. Nou bid ons vir iemand, Jesus is by mense. Amen, nou bid ons vir iemand. Okay, Jesus stap saam met mense, maar dan vaar hy op. Dan sê hy, ek stuur vir julle een. Sit. Wat net soos ek is. Hy gaan heeltyd saam met julle wees. Die Heilige Gees stap saam met elkeen, elke dag, as jy toelaat. En dan laat jy nie toe nie, stap hy nog steeds saam met jou, elke dag. Net soos Jesus stap Heilige Gees, elke dag saam met ons. Jesus moes gaan, want anders sou hy nog steeds net soms sekere mense kon loop, maar die Heilige Gees kan soms almal op een slag loop. Dankie my skat. Julle, hy's by ons. Hy's by ons. En al wat die vyand probeer doen, is of jy dit voel, ek is alleen. Dis 'n emosie. Die waarheid is, hy's by my. Hy's by my. Ek hoef nooit te twyfel in die feit dat hy by my is nie. So, dis nie my boodskap nie, ek wil dit maar net gesê het, want ek voel dis belangrik. The joy of the Lord is my strength. Okay, amen en amen. Laat ek net my boek oopmaak. Nou, sorry Jaco, ek is uit asem uit, ek's onfiks. Ek het lanklaas met die mic gepraat. Ek het baie lanklaas, was 'n Here, vir 2 weke is daar 'n spesifieke woord wat in my gees is, en ek kan met groot opregtheid vir jou sê, dat my man het nou nog nie 'n cooking clue waar ek gaan praat nie, en hy was heavy in lyn, toe hy gebid het, oor die Bybel. So ek wil voordat ons begin vir jou vra om net jou oë toe te maak. Net vir 'n oomblik. Here, vanaand wil ek eers kom en, Lord, I really just want to surrender to you.
Here, om met u woord om te gaan. Here, dit is so groot voorreg. Dit is so groot eer, maar dit is so heilige voorreg. En Here, ek bid vanaand dat dit wat u wil sê, dat u dit sal sê. Nie my idees nie. En ek bid dat u elke persoon wat luister, se sif net nou sal skoonmaak. Lord, any preconceived ideas, I pray, Holy Spirit, that you will just come and clean it out. Dat ons vanaand sal hoor wat u wil hê ons moet hoor. En Here, baie keer het ek besef, as u praat deur u woord, dan is dit baie keer nie altyd lekker nie. Maar dankie dat ons 'n keuse het om te respond op u woord. En ek bid vanaand dat elke persoon se hart sal wees om te reageer op dit wat u vanaand wil oopmaak en losmaak. Dis my gebed vanaand, in die wonderlike naam van Jesus Christus. En almal sê, amen en amen. Nou, een van die amazingste boeke in die Bybel is in die Nuwe Testament vir my op hierdie stadium, is Numeri. Nou, doen jouself 'n guns en lees die Bybel, dit is baie interessant. Hy begin baie langdradig met geweldig baie getalle. Hulle tel elke volk. As jy nog nie weet nie, op hierdie stadium, was die Israeliete in Egipte. En die Here stuur 'n man met die naam van Moses om hulle uit Egipte uit te lei. En die man met die naam van Moses kom voor die farao, daar gebeur, julle ken seker al die 10 pla en die stories, daar gebeur amazing goed, die Here doen amazing goed. Hy vat die volk uit, vat hulle na die berg toe, uiteindelik die Rooi See gaan oop. Kan jy imagine? Kan jy imagine, jy stap hierso, en die see gaan oop, en langs jou swem die walvis, hy maak seker nie so nie, daar het nog geklink soos 'n hondjie, wat soos 'n walvis maak, maar anyways. Verstaan, jy stap op droë grond, deur. In die nag is daar 'n fisiese teenwoordigheid van God, 'n vuurkolom. In die dag is daar 'n fisiese teenwoordigheid van die Here, 'n wolkkolom, dat hulle kan koel wees. Het jy ooit gevoel, ek wil net sien? Kyk, hierdie mense het dit gesien. Hulle het die Here se teenwoordigheid gesien. Dan kom die volk en hulle bou allerlei interessante kalwe in die woestyn. Kan jy glo dat hulle waaragtig sê dat hierdie kalf het hulle uit Egipte uitgelei? Rarig gaan lees Eksodus, dit is ongelooflik interessant. Ek sit daar, ek dink vir myself, op watse planeet opereer julle? Die Here het julle nou net uitgehaal nou en bid jy 'n kalf, want Moses vat te lank op die berg. Gaan lees dit. Moses het te lank gevat en toe sê hulle vir Aaron, hy moet nou 'n kalf bou, want hulle soek 'n God wat hulle nou kan aanbid. In elk geval. En al wat hulle doen die hele tyd, is hulle kla en hulle murmureer. Dan kla hulle, want hulle verlang na die vleispotte van Egipte. Dan verlang hulle, want dit was beter in Egipte. Julle gaan lees hoe kla en murmureer hierdie volk waar God homself manifesteer aan hulle. Hy laat hulle 'n tempel bou, 'n tabernakel bou. Hy kom woon daar so erg dat wanneer Moses ingaan, dan kom die teenwoordigheid van die Here. Hulle sien die Here, maar hulle hou aan kla. Om 'n lang storie kort te maak, om te kom waar ek graag wil kom in hierdie oomblik, sê die Here uiteindelik vir Moses, stuur 12 manne. Hulle is hier. Ons is nou hier. Al wat julle moet doen, stuur 12 manne uit, laat hulle terugkom, gaan verken die land, want dit is julle sin. En ons gaan vanaand lees, en as jy jou Bybel hier so het, maak asseblief jou Bybel oop, by Numeri, hoofstuk 13.
Ek wil net om verskoning vra, ek het so gewoond geraak aan Sean wat hierso is elke week, sy gaan volgende week weer terug wees, maar ek lees amper permanent nou uit die Engelse Bybel uit vir haar. Okay? So, van vers 25 af, ek lees uit die Amplified Bybel uit, in Engels, en sit jou safety belt aan, want ons gaan Bybel lees, want ek glo die Bybel sê 'n paar goed beter is wat ek het vir jou kan sê. Okay. So ons gaan begin lees, en as jy moeg raak, dan haal diep asem, en dan gaan ons weer aan, maar ek sal hom probeer dramatiseer, dat jy my nie verloor in die proses nie. Okay, so die 12 manne was uitgewees, en nou kom hulle terug. When they returned from spying out the land at the end of 40 days. So vir 40 dae was hulle daar in Kanaan. Hulle het al die plekke gaan kyk, wat is daar? Hulle moes kyk na die vrugte, hulle moes gekyk het, wat gaan aan in die land? Loop het oor van melk en honing, al die beloftes wat die Here gegee het. So hulle was 40 dae daar. Okay? En nou moet jy verstaan, dis een persoon, die leier van elke tribe. Die tribes, as jy nie weet nie, Abraham, Isak, Jakob. Jakob se naam verander na Israel. Israel het 12 seuns. Kan nie almal se name mooi onthou nie, want dis baie, maar ek weet die laaste een is Josef en dan Benjamin, so daai ou, met daai kinders. Okay. Ek kan dit vir jou gaan kry, gaan kyk in die Bybel, dit is daar. Okay, nou kom hulle terug, so 'n leier van elke clan. Dan, Levi, Simeon, Reuben, okay, al daai mense. Okay, so when they returned from spying out the land at the end of 40 days, they came to Moses and Aaron and to all the congregation of the sons of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh and brought back word to them and to all the congregation and showed them the land's fruit. Nou moet jy weet, die hele Israel is daar. Hulle het nou daar aangekom, almal staan daar en luister na hierdie report wat hierdie ouens nou gaan bring. So dis nie net, jy weet, ek en Corrie het goue conversation en ek vertel vir hom, dis ook voel nie, die hele Israel luister na hierdie terugvoer. They reported to Moses and said, "We went into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruit." Nou moet jy weet, hulle het 'n druiwekorrel wat 'n druiwetros wat 'n paar ouens moes dra. So as ek praat van vrug, dis nie die druiwetjies wat ons in ons handjie kan vashou nie. 'n Paar manne het die druiwetros gedra. Okay? So it was fruitful, plentiful, melk, honing, dis alles wat Moses gesê het. Okay? But the people who live in the land are strong, and the cities are fortified, walled, and very large. Moreover, we saw there the descendants of Anak, people of great stature and courage. The people descended from Amalek live in the land of the Negev, the south country. The Hittite, the Jebusite, and the Amorite live in the hill country, and the Canaanites live by the Dead Sea and along the side of the Jordan. So nou is hulle soos, maar daar's groot stede met groot mure en massive mense wat daar bly. Dit is wat die Here gesê het, jy weet, dit is, daar's melk, daar's honing, alles is daar, maar die mense is so groot. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession of it, for we will certainly conquer it." So Caleb, een van die 12, was soos, "Yes, let's do this." Hulle is groot, maar God is groter. Hulle het hierdie, kom ons gaan. But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people of Canaan, for they are too strong for us.
So they gave the Israelites a bad report about the land which they had spied out, saying, the land through which we went in spying it out is a land that devours its inhabitants. And all the people that we saw in it are men of great stature. There we saw the Nephilim. Nou julle dis reuse ouens, hoor? Reuse, giants, okay. The sons of Anak are part of the Nephilim, and we were like grasshoppers in our own sight. Ons is net so groot. So daar's 'n manier dat ons daai ouens kan oorwin. And so are we in their sight. Neem net kennis. Hierdie ouens het nie een gesprek gehad met enige van daai ouens in daai land nie. As jy verder in die Bybel lees, gaan jy agterkom dat Jericho, die mense was angstig toe hulle weet Joshua kom, because they heard about the reports of God. Maar die Israeliete se eie persepsie van God was nêrens. Daar was 2 manne van die 12 wat gesê het, we can do this. En 10. Luister mooi, dis nog nie die ergste nie, ons gaan nou hoofstuk 14 toe. Se mentaliteit is ons is so groot. Kan ek vir jou iets vertel vandag? Hulle mond het verklap wat die kondisie van hulle hart is. Ek wil hê hierdie een ding moet jy vanaand besef, jou mond verklap jou hart. Want net wat die hart van vol is, kan die mond van oorloop. Net wat in jou hart lewe, kan jy praat. Hoor wat gebeur. Numeri 14. Then all the congregation of Israel raised their voices and cried out, and the people wept that night. All the Israelites murmured in discontent against Moses and Aaron, and the whole congregation. Ek wil gou jy moet verstaan, 10 manne se opinie verander die hele volk se uitkyk. 10 manne se negativiteit, 10 manne se ongeloof maak 'n hele groep mense negatief. They murmured in discontent against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, hoor gou wat hulle sê, oh, that we had died in the land of Egypt, or that we had died in the wilderness. Why is the Lord bringing us to this land of Canaan to fall by the sword? Our wives and our children will become plunder. Would it not be better for us to return to Egypt? Numeri 14 vers 1, 2, ek's nou by vers 4. So they said one to another. Hoor nou hier. Let us appoint a new leader to take us back to Egypt. Ek lees dit, ek dink myself, what? Die Here doen al hierdie wonders om jou uit die land te kry, jy's 'n slaaf. Jy kan nie eens besluit hoeveel kinders jy wil hê nie, hulle wil jou doodmaak, hulle wil jou moor, al hierdie goed gebeur, maar jy kies om terug te gaan nadat jy die wonders van God aanskou het. Maar hoor Moses se hart. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation.
Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, wat ek al hier uitspreek is fantasties, who were among those who had spied out the land, tore their clothes as a sign of grief. Dis 4 manne. And they spoke to all the congregation, saying, the land through which we passed as spies is an exceedingly good land. So hulle is negatief, maar nou kom hierdie ouens, julle, dis 'n goeie land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. And do not fear the people of the land, for they will be our prey. Their protection has been removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. But all the congregation said to stone Joshua and Caleb with stones. But the glory and the brilliance of the Lord appeared at the tent of meeting before all the sons of Israel. Hulle wil hierdie manne doodmaak in die volgende oomblik. Daag God op. Jy sien wanneer God opdaag, dan bly almal stil. The Lord said to Moses, how long will these people treat me disrespectfully and reject me? And how long will they not believe in me despite all the miraculous signs which I have performed among them? I will strike them with pestilence, with plague, and dispose them, and will make you into a nation greater and mightier than they. So dan vir Moses sê, ek gaan al hierdie mense doodmaak, want hulle is soos net negatief, en hulle glo my nie, en hulle vertrou my nie. Oh, Moses sê, then the Egyptians will hear of it. For by your strength, you brought up these people from among them. And they will tell it to the inhabitants of this land. They've heard that you, Lord, are among these people. That you, Lord, are seen face to face. Can you imagine that? Die Here daag op in hulle midde. While your cloud stands over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day, a pillar of fire by night. Now, if you kill these people, kan julle dink wat se tipe verhouding Moses met God moes gehad het? Die Here wil hierdie mense doodmaak, maar hy staan uit so passion vir hierdie mense. Hy het so hart vir hierdie mense wat net klaar murmureer, maar hy het hulle lief. En hy weet die Here het 'n plan met hulle. I say, because the Lord, now if you kill these people as one man, then the nations that have heard of your fame will say, because the Lord was not able to bring these people into the land which He promised to give them, therefore He slaughtered them in the wilderness. So wanneer hy sê, Here, as U hierdie mense gaan doodmaak, gaan almal dink dat jy kan nie hierdie mense red nie. Dis eintlik wat hy vir hom sê. Okay? But now please, let the power of the Lord be great, just as you have declared, saying. Hoor wat haal hy aan? Hy haal woord aan. The Lord is slow to anger, and abundant in loving kindness, forgiving wickedness and transgression. But He will by no means clear the guilty, visiting, avenging the wickedness and guilt of the fathers on the children to the 3rd and 4th generations. Please pardon the wickedness and guilt of these people, according to the greatness of your loving kindness, just as you have forgiven these people from Egypt until now. Die laaste deel. Ons gaan amper op 'n Bybel lees. Jy moet Bybel lees, hoor. Anders gaan jy nie die stories leer ken nie. Jy kan nie net kerk toe kom met iemand vir jou een versie gee en dan dink jy jy's happy nie. Die Bybel praat awesome goed. Get in the word. So, all awesome. You can do this. Nou hier is die Here se response. So the Lord said, I have pardoned them according to your word. But indeed, as I live, all the earth
will be filled with the glory of the Lord. Surely all the men who have seen my glory and my miraculous signs, which I performed in Egypt and in the wilderness, yet have put me to the test. These 10 times, and have not listened to my voice. Ek wil gou hê jy moet hier verstaan. Lees net die stories. 10 keer het hulle al gekla en gemurmureer. 10 keer het hulle al gesê, "Waar's die Here?" 10 keer het hulle 10 keer, so hy sê 10 keer het ek dit al gepardon. Waar's ek nou? Sorry. In the world, yet they've put me to the test these 10 times and have not listened to my voice. Will by no means see the land which I swore to give to their fathers. Nor will any who treated me disrespectfully and rejected me see it. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he entered, and his descendants shall take possession of it. Now the Amalekites and the Canaanites live in the valley. Tomorrow turn and set out for the wilderness by the way of the sea. The Lord spoke to Moses and Aaron saying, en hiermee gaan ek afsluit vir die skriflesing. How long shall I put up with this evil congregation who murmur in discontent against me? I have heard the complaints of the Israelites, which they are making against me. Say to them, as I live, says the Lord, just what you have spoken in my hearing, I will most certainly do to you. Your dead bodies will fall in this wilderness, even all who were numbered of you, your entire number from 20 years old and upward, who have murmured against me. Except for Caleb, the son of, daai ouetjie se naam, and Joshua, the son of Nun, not one of you shall enter the land in which I swore an oath to settle you. But your children. En dan gaan hy aan en dit kan jy gaan verder lees in die Bybel. Al net awesome, ek is nie nou, alles gaan nou okay wees. Okay? Wees net rustig, want ek wil vir jou sê wat met my gebeur het nadat ek hierdie goed begin lees het. Iets het in my begin stir oor elke liewe een van ons. Wat kom by jou mond uit? Wat kom by my mond uit? Want net soos wat jy sê, so sal dit met jou wees. Net wat jy sê, so sal dit met jou wees. Die woord sê dat lewe en dood lê in die mag van die wat? Baie van ons weet nie hoekom ons lewe lyk soos dit lyk nie. Hoekom ons wêreld lyk soos dit lyk nie. Maar my vraag is, wat praat ons oor die wêreld? Wat praat ons oor die kerk? Wat praat ons oor mense? Wat praat ons oor ons kinders? Wat praat ons oor ons mans? Wat praat ons oor ons vrouens? Because what I speak into existence. Besef jy dat die Here sê iets en dan gebeur dit? Hy sê in die begin was die aarde woes en leeg, Genesis 1. En die gees van die Here, it hovered over the waters. And God, wat het hy gedoen? He said, let there be. Sê gou weer, let there be. And there was. And God said, dit wat hy spreek, dit gebeur. En vanaand wil ek wil 'n oproep maak in my hele wese by jou vanaand. What is coming out of your mouth? Daar's 'n skrif, Dawid skryf, hy sê, may the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing unto you. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you. In Jesaja 6
is die profeet Jesaja besig om te bid. Koning is nou net dood, koning Josia, en hy's hartseer. En die volgende oomblik daag die teenwoordigheid van die Here op. Weet jy wat gebeur met daai man? Hy val op die grond en daar's iets baie profound wat hy sê. Hy sê, I am a man of unclean lips. When God's presence come down, we realize that our mouths are unclean before the Lord. Ek en jy loop met 'n geweldige autoriteit in ons. Ek wil gou weet, wie van julle hier is wedergebore kinders van die Here? Okay, so jy glo in Jesus Christus, dat hy die Seun van God is en dat hy vir jou gesterf het aan die kruis, in jou plek, okay. Besef jy dat jy dra nou die gees van Christus binne in jou? Waar jy beweeg, dit wat jy spreek, roep jy into existence. Nee, jy het niks supernatural power nie. Nee, ek praat nie hier van weird goed nie, ek sê vir jou, we are walking and living in a time, waar al wat ons doen is ons skinder, ons praat negatief, en weet jy wie dra die vrug van dit? Ek en jy. Hy sê, deur die vrug van jou mond sal jou maag versadig word. Ek wil jou vra, as jy kyk na jou eie hart, jou eie lewe, dit wat jy sien, dit wat jy beleef, hoeveel van dit kom by jou eie mond uit? Die woord. Jesus praat, dan sê hy, wie ook al vir hierdie berg sê, staan op en werp jou in die see. Jy sien, ons het geweldig baie krag in ons mond. Maar baie van ons gebruik meer ons mond om ander mense dood te slaan, as wat ons doen om dit wat in die hemel is af te bring aarde toe. Calling the unseen into this world. Here, dankie dat dit wat U hier gaan doen, you're gonna be seen, you're gonna be made known. Al wat ons doen, ons gee vir die vyand soveel lof, soveel eer. Ek het al gehoor, iemand sê een keer, hulle loop langs die pad, en langs die pad is daar 'n klip, en op die klip sit die duiwel. En hy huil. Snot en trane. En hy sê, maar, hoekom huil jy? Hy sê, want alles is altyd my skuld. Alles is nie die duiwel nie, maats. Partykeer is dit ek en jy. Ons sê goed, ons doen goed, ons reageer op goed. Dis nie die vyand nie. We need to get our mouths under die leiding van die Gees. We need to start speaking the truth. We need to start speaking the word. We need to start speaking life. Daai kind wat jou so irriteer, hou op sê hy irriteer my. Begin bietjie lewe spreek. Van dit wat jy sê, ouens, jy skep. Jy skep. Ek skep. Ek skep. En hierdie mensies trek dit en trek dit. Wat skep jy? Wat skep jy in jou huis? Wat skep jy in jou huwelik? Wat skep jy in jou kinders? Want jy skep met jou mond. Meer mense het trauma van goed wat gesê word, as goed wat gedoen word. Jy kan iemand eerder dik slaan, en hulle laat op die grond lê. Ek sê nie, moenie meer, asseblief. Ek sê nie, gaan slaan iemand nie. Dit is stupid. Dis nie wat ek sê nie. Ek probeer vir jou sê, die wonde, die scars, wat by jou mond uitkom, is baie erger, as om iemand fisies te slaan. Maar ons sê baie maklik net wat ons wil. Want ons voel ons kamma. Want ons weet. We need to live spirit controlled. Nie, ek is 'n robot nie. Nie dit nie. Ek is submit onder die heerskappy van Christus. En ek doen wat hy sê. Ek dink soos hy dink. I've got the mind of Christ. As ek iemand sien, dan sien ek nie na die vlees nie. Ek sien nie die buitekant nie. In die gees. Let's call it out. Maar ons kyk mekaar so, dan dink ons ken mekaar.
Jy kyk my so en dink jy weet wat in my kop aangaan, my hart aangaan, my lewe aan. You don't know. Net soos ek, as ek na jou kyk, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. But God knows. Ek wil net iets sien, dis net so super random, ek wil net vir jou sê. Before you try to talk to anyone about God, voor jy hulle Bible bash en vir hulle vertel wat hulle alles verkeerd doen, please go and talk to God about that person first. Sodat die Here bietjie jou eie hart kan sif. Okay, jy kan saam met my blaai asseblief, Matteus 12. Vers 33. Wat so amazing is, wat ek love van die Amplified is, hy wys my waar Jesus praat in rooi. So dit is, jy! So alles wat ek nou vir jou gaan lees, is nie iets wat ek sê nie, ek maak dit nie op nie, dis nie my idee nie, dis nie is my konteks nie, Jesus praat. Either make the tree good, and its fruit good, or make the tree bad, and its fruit bad. For the tree is recognized and judged by its fruit. Hoor gou, sy vrug, hoor waarmee vergelyk hy dit? Hy praat hier met die fariseërs, so al awesome. Ek skal jou nie uit nie, ek lees vir jou net wat Jesus sê. You brood of vipers. How can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks out of that which fills the heart. The good man from his inner good treasure brings out good things, and the evil man from his inner evil treasure brings out evil things. But I tell you, on the day of judgment, people will have to give an accounting for every careless or useless word they speak. For by your words, reflecting your spiritual condition, you will be justified and acquitted of the guilt of sin. And by your words rejecting me, you will be condemned and sentenced. Jou eie woorde maak saak. Okay, haal net asem. Ek sê nou nie, as jy verkeerd iets gesê het, gaan jy hel toe nie. Dis nie wat ek vir jou probeer sê nie. Ek probeer vir jou verduidelik, jou woorde maak saak. Al hoe ek en jy in die hemel kan kom, is as ons besef ons is gered deur genade. Geloof in wat Jesus gedoen het. So hierdie gaan nie oor redding nie. Ek en jy kan net gered word deur een mens en sy naam is Jesus. As ek glo met my hele hart dat hy die seun van God is, hy het aan die kruis gesterf, hy 3 dae later opgestaan uit die dood uit en ek kan die geskenk van redding aanvaar. Ek kan nie daarvoor werk nie, ek kan dit nie verdien nie, maar jy moet besef, jou woorde maak saak. Jy bind jouself as jy heeltyd negatief praat. Jy bind jouself. Die kerk van Jesus is gebind, want ons praat teen mekaar, van mekaar. Ons dink ons weet. Jy weet nie. Lees jou Bybel. Wees lief vir mense. Lewe Christus. Hou op praat van ander mense in die naam van Jesus. Jy maak jouself vas. Jy skep vir jouself 'n put waar jy vas staan. Kom los. As iemand nie jou toe kom en vir jou wil vertel wat se piesang lente is, dan sê jy, weet jy wat? Sien jy hierdie goed? Hierdie is nie asblikke nie. Hierdie is oorfone om die stem van die Here te hoor. So as jy kom en vir my nonsens vertel, dan maak jy my lyn dood. Ek wil niks hoor nie. As jy my wil vertel van Jesus, bring it on. Maar as jy, I don't want to hear. I don't want to hear. I want to walk in freedom. I want to walk with authority. I want to walk with boldness. But I need to be in the presence of God. My ore moet oop. My hart moet skoon voor God staan. Church, we will not see a move of God if we can't get our mouth under the control of the Spirit. Jou woorde kan iemand anders se geloof verwoes. Jou woorde
kan iemand anders se geloof verwoes. It's time that we get our mouths under the control of the Lord. Het jy al ooit, jy is so opgewonde oor iets. Ha, ek weet. Jy is opgewonde, ekke, okay? Ekke, love. As jy my almal wat my ken, weet ek het nog nooit eens daar gepraat nie, so niemand weet nie, so niemand kan my korrigeer nie. Ek sê jou, my droom as 'n jong dogtertjie, toe ek hier so op die skool was om 'n Corsa te ry. 'n pers Corsa. Okay. Want ja, dit is amazing vir my. En hy moet die sport enetjie wees. Okay? Wat dit beteken, ek het nie koekoekoe nie, ek weet nie daar het sport opgestaan. Maar ek het dit was so mooi vir my. En nou vertel ek vir my molle, jy's ek like nogal sy karretjie en nee, dit is sommer 'n stupid kar. Nee, jy moet bietjie dink aan iets anders. Ek dink vir jou want jy's heeltyd by die kerk, ek dink jy kort 'n bakkie. Dalk hierdie bakkie, dalk daardie bakkie. Hulle woorde beïnvloed hoe ek dink. Hulle woorde beïnvloed wat ek graag wil doen. Baie van ons sit hier, jy het 'n opdrag van die Here. Maar omdat jy iets gesê het en iemand anders het iets anders gesê, twyfel jy en jy doen dit nie. Voordat jy vir iemand wil raad gee, gaan bid. Voordat jy vir iemand wil sê, jy het nie gehoor nie, gaan bid. Want die Here werk met elke liewe een van ons anders, ek weet nie of jy dit weet nie. Hy sal nooit buite sy woord beweeg nie, hy sal nooit buite hierdie baan beweeg nie, sy woord is die riglyn. Maar pas op dat jou woorde iemand anders se geloof nie doodmaak nie. Daar's geweldige krag in wat jy sê. Geweldig. Dis interessant as jy in die Ou Testament lees, weet jy dat al die oudste seuns was gebless. Wanneer die pa uiteindelik op sy sterfbed lê en hy amper nie meer kan sien nie. En hy lê daar op sy bed, dan roep hy sy oudste seun. Dan lê hy sy hande op sy seun. En dan seën hy hom. Hy bless hom. Dan sê hy, van hier en hier en hier, you are so blessed. You are my child. Hoor jy wat doen hulle? Daar was krag in 'n blessing. Met Esau en Jakob was Esau kwaad, want hy kan nie die blessing terugvat nie. Daar was soveel krag, hulle het geweet wat se gewig dra woorde. Besef ek en jy wat se gewig dra woorde. Ek gaan afsluit. Jy kan saam met my lees. Oh, ek love die hoofstuk, dis amazing. Jakobus, hoofstuk 3. Sit jou safety belt aan, ons is op die einde. Ek gaan van vers 1 af vir jou lees. Hy sê, not many of you should become teachers, serving in an official teaching capacity, my brothers and sisters. For you know that we who are teachers will be judged by a higher standard, because we have assumed greater accountability and more condemnation if we teach incorrectly. Ek wil net gou vir jou sê, as jy wil praat met mense, maak regtig seker jy hoor. Partykeer voordat ek moet praat, dan voel dit of my maag op een of ander, want ek is so bang, ek wil nie iets sê wat nie die woord is nie. Okay? We all stumble and sin in many ways. If anyone does not stumble in what he says, never saying the wrong thing, he is a perfect man, fully developed in character without serious flaws, able to bridle his whole body and rein in his entire nature, taming his human faults and weaknesses. Net as jy jou tong kan beheer, ons. Now, if we put bits into the horses' mouths to make them obey us,
we guide their whole body as well. Het jy al gesien met 'n perd, jy sit 'n stang in sy mond, hierdie kant toe, daardie kant toe, hy gaan net waar jy wil hê, as jy, het jy dit al gesien? Okay, as jy nog nie perd gery het nie, dis amazing, maar maak dit seker jy is saam iemand wat weet wat hulle doen. Okay, and look at the ships. Even though they are so large and are driven by strong winds, they are still directed by a very small rudder, wherever the impulse of the helmsman determines. So, daar's hierdie klein stuurwieletjie, en aan die agterkant is hierdie dingetjie wat die skip beweeg. Kan jy dink, daai merske skip beweeg net? Imagine net gou dit is eintlik insane as jy daaraan dink. Maar dit beheer die hele skip. In the same sense, the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. See, by comparison, how great a forest is set on fire by a small spark. And the tongue is, in a sense, a fire. The very world of injustice and unrighteousness. The tongue is set among our members as that which contaminates the entire body and sets on fire the course of our life, the cycle of man's existence, and is itself set on fire by hell. For every species of beasts and birds, of reptiles and sea creatures is tamed and has been tamed by the human race. Ons kan redelik diere tame. Verstaan jy? Jy dit nie, okay. But no one can tame the human tongue. It is a restless, evil, undisciplined, unstable, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father. Oh, hy is so wonderbaar. And with it we curse men who have been made in the likeness of God. Sien jy hierdie fonteintjie? Awesome water, bitter water. These things, my brothers, should not be this way. For we have a moral obligation to speak in a manner that reflects our fear of God and profound respect for His precepts. Does a spring send out from the same opening both fresh and bitter water? Can a fig tree, my brothers, produce olives, or a grapevine produce figs? Nor can salt water produce fresh water. As jy eerlik is met jouself, en jy sê nie hierdie goed, ek het regtig net die Bybel gelees, jy kan nie kwaad wees vir my nie. As jy nie lekker voel nie, gaan sê vir die Here, jy hou nie van dit nie. It's got nothing to do with me. Ek's hands off hierdie ronde. But church, in my wese is daar 'n geweldige expectation dat die Here bonatuurlike goed in hierdie dorp moet doen. But somewhere, we've got to start speaking the word of God. Somewhere, we've got to start saying, Lord, show me the things in my life, what I'm speaking that is not bringing honor to you. Even if I don't like die brode, of die piesangs, wat opinionated is. You love them, you bless them, because dit wat jy saai met jou mond, gaan jy eet. Al is jy reg, en al is jy die waarheid, jou attitude, maak nie saak nie, jou saad wat by jou mond uitkom, maak saak. You're gonna eat your fruit. Baie van ons verstaan nie hoekom ons storms lyk soos 'n ek wil sê vulkaan, maar dit is eintlik 'n tornado. Dit spin, dit gaan net soos al hierdie goeters. Kry jou senter in Christus. Get up. Lord, wat het Jesus gedoen? Hy lê op die boot en slaap.
Die disippels hardloop angstig rond. Ons gaan doodgaan. Ons gaan versuip. Hulle is bang. Jesus, word wakker, word wakker. En Jesus is storm word stil. Klaar. He didn't even fight. He just knew. He knew he is the Son of God. He knows the power that he carries. Church, the church needs to get to know that we are carriers of the presence of God. Speak life. Wanneer daai storm so raak, Jesus, ek roep U nou in. Hierdie wind gaan lê. Ek wil een getuienis gee. Ons sit in die winter in Night Run. Daar het nie baie mense gekom nie, maar dis okay. Sê die punt nie. Die wind steek op en op 'n stadium. En ek is klaar nie lekker nie, want ons wil geld insamel om vrouens te help om op retreat te gaan en ek sê, Jesus Here, as die wind nou nog gaan waai, ook gaan nie regtig niemand kom nie, verstaan? En daai prentjie kom by my op, Jesus. Beloof jou. Ek sê wind. Vanaand sal jy gaan lê tot na hierdie aand verby is. In die naam van Jesus. Okay? En ek loop. Amen. En julle, ek sê vir jou, toe ons klaar is, toe steek die wind op. Want dis wie God is. Het ek iets ouliks gedoen? Nee, ek is niks. Ek is 'n nul. Jesus is alles, maar ons dra hom. Church, we need to get God's word in our mouth. Want wat ek saai, gaan ek maai. Wat ek, die woorde van my mond, deur daai woorde, gaan my eie maag versadig word. Ek gaan jou vra om jou oë toe te maak. En dalk sit jy vanaand hier en hierdie is rarig, dis geen oordeel. Ek dink as daar een ding is wat ons almal mee sukkel, is dit ons mond. Jo, want ons wil net ietsie sê. Maar as jy vanaand hier sit en jy weet, jy besef, Here, ek het nodig om my mond regtig onder U gesag te bring, want jo, partykeer praat ek goed wat nie, it's not life. Al wat ek vir jou gaan vra, as jy gaan jou hand opsteek en ons gaan saam bid. So as dit jy is, steek dit jou hand op en al wat ons gaan doen, ons gaan dit sê, Here, help ons met hoe ons praat. Moenie rondkyk nie, dit niks met niemand te doen nie. As dit nie jy is nie, loof die Here oor my siel. As dit jy is, awesome. But just be real. Here, vanaand kom ons en Lord, nothing is hidden from your sight. Every word that we speak, you know. Here, die woord sê dat voordat die woord nog by my mond uitgekom het, het jy klaar geweet ek gaan dit sê. Maar Here, dankie dat ons vanaand kan kom, because we have an expectation that your spirit is going to change this town. We've got an expectation that you're about to do a new thing. We've got an expectation that you're going to break through in people's lives. We've got an expectation that Jesus is going to be made known in Stillby. Because of that, Lord, we come. We bring our mouths under your lordship tonight. And Lord, we want to repent and say sorry. Forgive us, Lord, that we allow so many things to get out of our mouths so easily. But tonight, Lord, please help us to rather stay silent and speak only when you release us to speak. Lord, we want to bless Stillby. We want to bless the people here. We want to thank you for what you are about to do. Thank you, Lord, that you're going to bring healing in lives, healing in families, healing in people's hearts and lives. And we speak it into existence tonight. And Lord, thank you that even when we don't understand things, we can still proclaim the goodness of God. We give you praise. We give you worship and honor.
in the wonderful and the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. En almal sê, amen en amen.